af vanoggend met lied 470, lied 470 vers 1 en vers 4. Goeiemôre gemeente. Baie lekker om julle hier te sien vanmôre. Dit is die laaste dag van my. En die goeie jare is al amper in die helfte, wat ons op pad is Junie toe. So môre is dit 1 Junie en ons sal ook volgende week besef is winter. Ek sien hulle voorspel weer kouer vir volgende week. Het was lekker dat jy so op die laaste dag van my maand hier saam met ons is om die Here te dien. Ek wil sommer sê welkom aan almal wat vir die eerste keer hier is. Mense wat hier kuier en dan ook die wat verjaar die week. Ons wil graag vir jou 'n geskenkie gee. So as jy verjaar van vandag af tot volgende Saterdag, wil ek vra hier in die linkerblok, steek net jou hand op asseblief. As jy die eerste keer is daar of verjaarsdag daar agter. Of as jy verjaar, as jy hier is as 'n gas, vir die eerste keer wees. Ons is daar heel agterlik. Terwyl ons dit doen, waar is Marisa? Ek kan maar sê dat Jeffels na die tyd, vir R20 het Jeffel, as jy, wat is die mooi werk woord vir Jeffel nou weer, kan nie onthou. Toetnyp broodjie, ek al gehoor, maar wat ook al daai ding, julle weet wat ons praat. In die middelste blok iemand wat verjaar of wat vir die eerste keer is, ook daar agter op die stoele. Lyk nie so nie hierso in hierdie blok hieronder. Verjaarsdag, iemand wat verjaar of iemand wat niet is. Lyk nie so nie na bo op die galery. Enige iemand wat verjaar of wat vir die eerste keer hier is. Daar is het. Baie dankie George. En daarom, so geweet ek ons ook nou geleentheid vir die dankoffers opgeneem te word.
So gemeente, ek wil net so 1 of 2 afkondigings uitlig. Die een is ek wil daarom dat die Lydia Profiet sê welkom terug. Hulle was 'n bietjie weg gewees. Elmarie speel ook vandag by 'n ander gemeente, so baie dankbaar, dankie aan die Lydia Profiet. Dan thuis, ons koster, hy is 'n bietjie siek. Ek weet nie baie van julle weet dalk op die oomblik is daar 'n paar snaakse virus, gewone griepvirus, mense wat baie siek is, thuis was in die hospitaal, maar hy is gister ontslaan. So ons kan regtig aan hom opdink en vir hom bid. En dan is die res is op 'n gebedslysie wat ons aan kan dink. Dan wil ek ook sê, ek het gesê vir die Jaffels na die tyd, jy is baie welkom om Jaffels daar te kry. Ek herinner al die ouers, as jy hier sit en jy is 'n ouer van 'n kind op skool, ons gaan na die tyd net so 'n bietjie gesels en 'n koffie drink. Wat ons bietjie gaan praat oor ouerskap in die gemeente en so, hoe kan ons mekaar help en 'n bietjie praat oor uitdagings wat ouers op die oomblik het. So dit gaan 'n lekker gesprek wees, ons gaan met mekaar deel. Ons gaan net daar op plastiekstoele na die Here net by mekaar kom, jy kan 'n koffie kry en dan kan ons daar sit. So julle is baie welkom, ons sal nie lank wees nie, maar ek dink dit gaan 'n lekker oop gesprek wees oor uitdagings wat ons ook het in die tyd wat ons leef en hoe ons mekaar kan help. Goed, en dan, ons is hier vanoggend weer by mekaar, so na Pinkstertyd begin ons nou met Koninkrykstyd in die kerkjaar. Koninkrykstyd gaan oor hoe ons geloof uitleef, dit gaan oor wie ons koning is, en dit gaan oor dat ons as gelowiges die Here ook as kerk dien, as gemeenskap van gelowiges. Kom ons word nou vir 'n oomblik stil en sing ons 'n lied wat iets sê van hoekom ons hier is en wat ons hier maak. Want elkeen van julle wat vanoggend hier is, het 'n opoffering gemaak om hier te wees. Jy moes waarskynlik vroeër opstaan as wat jy sou wou opstaan. Van julle het baie duur petrol en diesel uitgery om hier te wees. As jy so gelukkig is om te stap, dan het jy 'n bietjie geoefen vroegoggend. En jy moes waarskynlik een of ander ding doen. Warm aantrekking vanoggend hier te wees. So kom ons sing hierdie lied en sê iets van hoekom ons dit doen, hoekom ons hier is vanmôre. Al die kinders nou vorentoe kom. En ek kan maar almal kom, ek dink is genoeg plek. Ek is seker vir die kinders is wat is reg. Kom ons maak dit maar laerskoolkinders. Dit is beter. Goed. Ek wil net so 'n bietjie hierkant toe vir my kom staan.
Ek weet nie of julle hoor, wie van julle hou van koffie, of warm drankies, koffie? Kom jy, so wat jou nou? Bella, okay. Bella, sal jy my gou help met iets? Okay. Ek wil julle gou vertel, ek weet hoe die Here met jou praat nie, maar met my praat die Here baie keer baie konkrete praktiese goed. Nou, so 'n tydjie gelede, voordat ek hiernatoe getrek het ek op 'n plek daar langer van park gebly met 'n stukkie grondpad wat jy ry na die huis toe. En my jongste seentjie, hoe oud is jy? 9. My jongste seentjie is 8 jaar oud. So hy is 'n bietjie jonger as jy. Dalk dieselfde graad wat hy verjaar maat. En hy wil warm sjokolade, hot chocolate hê. Wie van julle drink hot chocolate? Okay, dis 'n paar van julle. En liewe gemeente, ek gooi vir my lekker vol koppie hot chocolate in. Nou is nie hot chocolate in nie, want dit gaan brand, so ek het iets anders heen. Ek gooi vir my lekker vol koppie hot chocolate in. Maar toe besef ek het 'n afspraak en ek moet ry. En hy is toe baie hartseer. En hy sê, maar ek wil nou sy hot chocolate drink, dan moet ons ry. Ek hou nie eintlik af van dat my kinders in die kar iets drink nie, maar kry hom toe jammer. En ek gee toe vir hom die hot chocolate so, hou net vas, dis net water hoor, ek gaan nie op jou hot chocolate mors nie. En ek sê vir hom, luister, sy naam is Adro, ek sê vir hom, luister Adro, maar nou moet ons in die kar, jy moet nie op papa se bank mors nie, op die kar moet jy mooi sit, dat jy nie mors nie. Maar ek het nou wil gesê, daar is 'n stukkie grondpad, so dit is eintlik moeilik. Weet nie wie van julle op 'n grondpad probeer om 'n koppie koffie vas te hou sonder dat jy mors nie. En nou gaan ons ry en ek sê vir hom, jy moet die koppie styf vashou, dat jy nie mors nie. Dan wil ek hier met jou hand so onder hom sit en ons met hom vashou. Okay. Julle het so gaan jou bietjie ruk, maar moenie skrik nie. So gaan ons kyk hoe mors jy. Okay, ons ry, maar dit mors. En ek sien al hoe moet ek my hele kar se bank afhaal en was. En ek sê vir my kind, jy moet vashou. Jy gaan mors, hou stywer vas. Druk hard. En hoe stywer hy vas, hoe meer mors hy. En ek besef, ek het die verkeerde raad gegee. Dis jammer jou ouers wat hoor. En ek sê vir hom, Adro, kom papa leer jy moet sien. Staan so 'n bietjie vorentoe dat almal kan julle sien. Ek sê daar, vat die koppie nou bo, los, hoor, hou hom so 'n bietjie losserig vas. Nie met die ander hand, net met die een hand. Weet hy's nou 'n bietjie, okay. Wat gebeur is, dit maklik om die koppie nie te mors nie. Okay. Ek sê vir hom, Adro, vat hom so, ek weet nie of julle dit al gedoen het, maar is een van die beste maniere om 'n koppie te hou, jy hou hom so, en as hy redelik los is, want jy is beter as ek. As hy redelik los is, dan mors hy baie minder, en hy kon sy koppie so hou, tot ons op die veerpad is, en hy kon sy water vat, en hy kon dit drink, en dit was lekker. Dankie het jy my gehelp het, hoor. In die gemeente op daai oomblik het ek hierdie absolute besef dat die Here vir my iets wil leer en dalk vir ons ook, en dis ook nog nie vandag deel. Want in daai stadium het dit 'n bietjie rof gegaan met my, daar was 'n klomp onseker goed. En hoe meer ek probeer het om uit my eie uit hierdie goed vas te hou en te keer dat goed in 'n rigting spat, hoe meer het dit vir my gevoel die water mors en dinge gaan verkeerd. En toe het ek net daar beleef die Here sê vir my, maar gee vir my die koppie, van bo af sal ek hom hou. Ek sal jou beskik, ek sal jou beskerm, ek sal jou help. En as ek nou terugkyk, moet ek sê, ek is deur dit, en ek is vandag hier in een stuk, ten minste voel ek of ek in een stuk is. Maar ek het net hierdie belewenis gehad, maak nou nie saak of jy op skool is, of wat ek van die partykeer, is ons op die grondpad en dit gaan rof, en ons doen wat ons kan, maar partykeer voel dit nie goed werk nie, en dan is ons geneigtheid en is ons menslike reaksie, en dit is heel menslik, as jy probeer alle stywer vashou, en jy klou die vlees, die kloppie na stigtelik vas, dat hy nie mors nie, maar party goed, hoe meer jy dit doen, hoe meer maak jy droog, hoe meer spat die water, hoe erger raak dit. En dan is dit baie keer belangrik dat die Here sê, maar wil jy nie maar vir my gee dat ek van bo af kom en jou vashou soos net ek kan doen nie. En dikwels is my ervaring wanneer ek dit doen, dan kom daar kalmte, dan kom die grondpad nou nie op nie, dit gaan nog steeds so, maar soos jy nou wel aan hê, soos jy nou gemaak het, jy weet jy, dis die water
en die seer en die pyn spat nie op almal om my en maak my die seer en maak myself seer nie. So baie dankie, julle kan gou gaan sit. En dan, liewe gemeente, wil ek jou uitnooi om vir 'n oomblik net stil te word en net oor hierdie een ding na te dink. Is daar dalk iets in jou lewe wat vir jou voel die pyn of die ongemak of wat ook al spat oral en jy kry dit nie vasgehou nie. Ek wil jou vandag uitnooi en ek kan getuig dat as jy dit doen, is dit nie altyd vinnig oplossing nie, die Here sê nie altyd môre is dit beter nie, maar dit is 'n beter oplossing as partykeer om 'n ding self vas te hou en vas te gryp en self te probeer doen terwyl die Here vir jou wil wys. Gee dit vir my. Ek wil dit doen. Dit toe nou later ook in die Bybel raak gelees. Nou is ek ek het hierdie twee omgerul, maar ek sal dit weer regmaak. Psalm 36 vers 6, hoor hoe mooi is dit. In U hande gee ek my gees oor. U het my bevry, Here, troue God. So dis iets daaroor om te sê, hierdie ding, Here, het ek probeer, alles probeer by mekaar hou, ek kry dit nie reg nie. Ek het nodig om dit vir U te gee. Ek vertrou U daarmee. In U hand gee ek my gees oor. Gee ek my probleme oor. Gee ek dit wat my moeg maak, dit wat my seer maak, dit wat vir my sleg is, gee ek in U hande. En ek wil U daarmee vertrou. Ek wil oomblik van stil gebed gee. Dalk is daar iets wat jy vandag vir die Here moet gee, wat jou al pad nat gespat het, en wat jy vandag moet sê, Here, ek kan nie, hoe meer ek vashou, hoe meer mors ek wil U vertrou. Kom ons gee oomblik van stil gebed. Amen. Liewe gemeente, die Here is soos 'n goeie pa wat nie jy sê, as jy dan na jou probleme vir my moet gee dit dan maar nie. En die woord uit leer ons dat die Here sê, asseblief my kind, ek wil hê, jy moet na my toe kom, ek kan jou help, ek wil jou help, ek is daar vir jou. En daarom kan ek elkeen van julle vanmôre groet, in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, wat na ons toe kom, wanneer ons water, koffie oor ons pad, of ons sê, ek wil jou vashou, ek wil jou help. Kom ons staan nou, en dan sing ons 'n loflied saam. En dan kan jy na die loflied, kan jy kinders dan beweeg. Wat 'n loflied van ons sing. 245. Is nie hier op 1 en 2. 2 4. Hierdie so kans het dat ek in my PowerPoint, is hy daar so Ina? Is hy glad nie daar nie? Moet julle dan verskoning, ek het die PowerPoint gemaak hier en ek het hom dat ek ekskuus dan nie lees. Ons gaan hom dan net oorstaan, dan kan ons net rustig sit. Ek weet regtig nou nie hoe dit gebeur het nie. So 2 4 5. 2 4 5. Ekskuus, ons gaan hom sing, lyk dit my. Dankie, gelukkig is Ina as vinnig daar op die Net een vers. Vers 2 4 5 vers 1 en 2. Nee, wag bietjie. Ek het so 'n bietjie van 'n probleem. 2 4 5 vers 1 en 2.
Okay, daar's ek nou. Dankie, Hina. Baie dankie. Kom ons staan, dan kan ons dit saam sê. Skriflesing kom vandag uit Efesiërs 4 vers 1 tot 7. Efesiërs 4 vers 1 tot 7. In die Bybels daar oopmaak, ek het hom ook op die bord, ek het vandag die 2020 vertaling, omdat hy 'n paar woorde vir my bietjie mooier verduidelik. 2020 vertaling is nie baie anders as die 83 vertaling nie. Efesiërs 4 vers 1 tot 7. Voordat ons by die teks kom ons bid saam. Hy is daar. Heer ons Vader, ons is brose mense. Ons koppies klink nie net altyd nie, Here, partykeer chip dit sommer, partykeer breek die oor af. Partykeer, Here, voel dit of die dinge uit mekaar uitspit. Maar dankie dat ons kan weet, Here, dat U ons by mekaar hou. Elkeen op ons eie, maar ook as 'n geloofsgemeenskap, gemeente wat hier is om U te dien en ons lewe as 'n lewende offer vir U te gee. So dat bid, Here, as ons uit die woord uit lees, dat U met ons harte sal spreek, dat U vir ons sal aanraak, en Here, dat U so deur die Heilige Gees in ons kom werk, dat ons regtig nie anders kan as om hier uit te stap en anders te leef as wat ons geleef het toe ons hier ingestap het. Ons weet, Here, daar waar U met ons werk, daar waar U in ons raak, neem liefde, deernis, omgee toe, en Here, begin ons al hoe meer lewe soos wat U eintlik vir ons van die begin af geroep het om te leef. En daarom, Here, is dit goed vir ons en vir my om hier te wees, want ek weet, iewers in hierdie week gaan iemand my uitdaag om my meer te verloor, of gaan ek iets sê wat ek
ek nie moes gesê het nie, Here, dan is dit nodig dat ek daardie oomblik die leiding van die Gees beleef. Dankie dat U deur die woord en die Gees met ons werk, dat U ons nooit net laat staan nie, maar dat U altyd besig is om ons te vorm in dit wat U wil hê ons moet wees, ook vir die week wat kom. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Nou, my slides het baie ding mekaar ons begin net daar. Dankie, ek's nou reg hoor. Liewe gemeente, voordat ons die teks lees, ek het 'n tyd gelede 'n verskriklike inspirerende ding raak gelees oor Gaanse, en in die kort boodskap wat ek in die week, die videoetjie vir die wat julle het gekry, dat ek ook ietsie daarna verwys. So ek iewers gelees het dat hulle sê, Gaanse, veral die wat daar in Noord-Amerika bly in die koue dele van die wêreld, kom ons sê maar wilde Gaanse, moet eintlik 2 keer 'n jaar baie ver vlieg. So hoe dit werk, is amper so swaalkies wat ons nou beter ken, want dit is baie algemeen hier by ons. As dit winter raak vir hierdie Gaanse, en in daai noordelike halfronde plekke waar hulle vlieg word dit soos -20, maksimum -10, so hulle kan daar nie oorleef nie. As dit dan nou koud word, winter word, herfst word, dan moet hierdie Gaanse almal reis, migreer, weg na die warmer dele van die wêreld. Anderster sal hulle nie oorleef nie. En hierdie Gaanse moet dan nou vlieg na 'n warmer deel van die wêreld toe, en in dieselfde jaar as dit nou weer begin lente word, of herfst word waar hulle is, dan moet hulle weer terugvlieg. So 2 keer 'n jaar om by vlieg hulle afstande. En hierdie afstande is nie klein nie. Ek het gaan oplees, hulle praat van tussen 1600 en 3800 kilometer wat hierdie Gaanse moet vlieg. So jy kan dink, ons is so 1000 kilometer van Kaapstad af. So Kaapstad vir hulle is nog te naby. Dis amper Kaap toe en terug eenmaal, en dan later jaar weer so ver. As dit is omtrent die minimum. So hierdie Gaanse vlieg ongelooflike afstande, en hulle kan tot 30 ure aanhoudend vlieg sonder om te rus. 30 ure wat hulle kan vlieg. Langer as 'n dag sonder ophou vlieg, sonder om te rus. Maar nou is dit baie interessant, hierdie afstande en hierdie tye kan hulle nie doen as elkeen op hulle eie vlieg. En miskien het jy dit nou al gesien, so teen die lig in die herfst of so, wanneer hierdie Gaanse vlieg, dan vlieg hulle in 'n V-formaat. En dis baie belangrik. Dis nie sommer net toevallig nie, of iets wat hulle maar doen as hulle moet nie. Dit is die manier wat hulle in die winter of in die herfst vlieg vanuit hierdie koue plekke 1800 km, 30 uur aan mekaar tot waar hulle moet wees. En nou is die interessante ding, die feit dat hulle in so veel vlieg, maak dit vir hulle moontlik om so ver en vir so lank te kon vlieg. Mense het gaan kyk, slim mense het gesê, Gaanse wat in hierdie formaat vlieg, kan 70% verder vlieg as wat hulle op hulle eie kan vlieg. Ander woorde, hulle sal nie naby hulle bestemming kan kom as hulle net elkeen sê, hier gaan ons, en elkeen vlieg daar op sy eie, en hulle gaan land uiteindelik waar hulle moet land. Hulle sal nie by hulle bestemming uitkom nie. So 70% verder vlieg, wanneer hulle in so V-formaat die reis aanpak. En nou is die vraag, hoekom? Hoe kry hulle dit dan reg? Hoekom is die V-formaat so belangrik? Nou is 'n paar goed wat gebeur wanneer hulle so vlieg, wat maak dat hulle dan nou 1800, 3800, 3600, 3830 ure kan vlieg en uiteindelik by hulle bestemming uitkom. Die eerste interessante ding is dat wanneer hierdie Gaanse so vlieg, dan is daar 'n Gaans wat voorvlieg en die res van die Gaanse vlieg so skuins agter mekaar, en dit gaan uiteindelik oor die windweerstand. Nou ek onthou ek het een keer met 'n fietsryer gepraat, en ek is nou nie 'n vreeslike fietsryer nie, maar professionele fietsryers verstaan hierdie ding, dat jy kan die wind vir die persoon of die Gaans voor jou kan jy breek. So die voorste Gaans van die meeste wind, maar daarna, hulle noem dit in Engels 'n slipstream,
beweeg elke gaan so, dat die agterste die een agter hulle, kry nie so baie wind nie, en dit maak, dat hulle baie verder kan vlieg. En wanneer so gaans nou vlieg, en hy sit in die perfecte plek waar hy min weerstand kry, omdat die gaans voor hom 'n klompie van die wind breek, en hy gaan uit sy posisie uit, dan kan hy dadelik voel iets meer weerstand, en dan kom hy terug. So dit 'n fyn aanvoeling, om op daardie, ek wil amper sê, perfecte plekkie te wees, waar hulle moet wees om ver te vlieg, sodat die wind hulle nie te veel pla nie. So dit gaan oor windspoed, en dit gaan daaroor om die wind vir die een voor jou te breek, sodat jy ver kan vlieg. Die tweede interessante ding is, en jy sal dit dalk nie sien as jy nou noodwendig hulle vlieg oor die horison sien vlieg of so nie, maar hierdie gaanse maak beurt om oor te vlieg. So die voorste gaans begin voor, totdat daardie gaans moeg is, want onthou nou, dis die enigste een wat al die wind vat, die res kry almal weerstand van die een voor hulle vir die wind, sodat hulle op die regte plek vlieg. So wanneer hierdie gaans nou voorvlieg, en hy raak moeg, al wat hy doen is, dan beweeg hy terug, en hy val terug, heel agter in die V-formaat, en 'n ander gaans vat voor. Totdat daai gaans weer moeg is, beweeg terug, kom weer agterin, en so maak dit hulle moontlik, dat nie een van die gaanse so moeg raak, dat daardie gaans uiteindelik net eenvoudig val nie. Jy kry kans om te rus, jy kry kans om terug te val, en iemand anders val voor, en so kan hulle baie verder vlieg, as wat hulle op hulle eie net so voortvlieg, en nie mekaar sou help om hierdie wind te breek nie. En dan is dit ook interessant, en miskien het jy dit al gehoor, of ten minste 'n rolpret gesien, dat hierdie gaanse 'n geluid maak, as hulle so vlieg. Meestal vlieg hulle nie sonder om 'n geluid te maak, en as hy klank aan, en ek het toch gedink ek hoe julle dit. Wat hoor? So as jy nou nie die geluid van 'n gaans ken nie, daar is hy. So hierdie gaanse wil nie ophou nie. Dis ek hier nou weer, die hulle terug gesit. Hierdie gaanse, wanneer hulle vlieg, dan honk hulle. As iemand die mooi Afrikaanse woord vir honk het, moet sê my, want ek het dit gesoek, ek kon dit nie kry nie. Maar hulle maak 'n geluid, En die interessante ding, en dit is pas 'n bietjie 'n aanname, maar ek dink, ons kan dit met redelike sekerheid sê, is dat die mense wat oor hierdie V-formasie skryf, sê, dat hierdie honk van die gaans, hierdie geluid wat hulle maak, is veral om vir die een wat voor is te sê, ons is nog hier. Kan ek Engels gebruik? We've got your back. Want die voorste gaans kan nie sien wat agter gebeur nie, hy breek die wind, of sy breek die wind hier voor. Maar wat gaan gebeur is, as daai gaans moeg is, en as niemand agter hom oor te vat nie, dan kan daai gaans so moeg raak, dat daai gaans val toe, en val hom dood, of kan eenvoudig nie uitkom waar hulle moes uitkom. So ek dink 'n mens sou kon sê, dat die honk van die gaans hier agter is om daardie voorste gaans te bemoedig. En te sê, yes, ons is hier. As jy moeg raak, ons is hier, ons is reg, ons gaan hier voorvat, jy kan kom rus. Ons ondersteun jou. So geluide van bemoediging, om vir daai gaans wat voor is te sê, jy is nie alleen nie, onthou as jy wil rus, ons is hier, ons sal oorvat, ons is daar vir jou. Laaste interessante ding van hierdie gaanse, is blykbaar gebeur dit soms, en 'n mens kan dit verstaan as jy nou soveel van jou spierkrag, die gaanse spierkrag moet gebruik, dat daar soms in vlug 'n gaans is, wat seer kry, of 'n spier trek, ek weet nie wie dit van gaanse kan sê nie, 'n vlekkie seer maak, of, weet, ons mense doen dit met 'n halfgeweer, skiet iemand, en skiet een van die gaanse raak, of kwets hom, dan kan dit gebeur om een van hierdie gaanse nou om land, grond te val en nie verder kan vlieg nie.
Nou is dit blykbaar so dat wanneer so een so gans nie meer in die veeformasie kan vlieg nie en grond toe gaan, dat daar in hierdie veeformasie ganse altyd 'n gans is wat saam met daardie gans sal afgaan. En saam met daardie gans wat seer gekry het sal gaan land. En dan lyk my kan een van twee goed gebeur. Daardie gans kan by die een wat seer gekry het bly, totdat die gans herstel en hulle kan weer by 'n ander groep aansluit wat op pad is na die somer, warmer dele toe. Of dit het ook al gebeur dat daardie gans dan uiteindelik sterf, kom ons sê met 'n halfgeweer patroon wat ook al. En die gedagte is dat hy ander gans wat saam met hierdie een val, by daai gans is om by daai gans te wees totdat hy of aansluit by 'n ander een of uiteindelik sterf of dan by 'n ander groep kan aansluit. En dis ook een van die redes waarom hierdie ganse baie keer in groter groepe sal vlieg. Sodat wanneer een uitgaan, en dit nie net 3 is nie, wanneer een uitval, is daar nog een wat kan afgaan en ons nog genoeg om oor te vat en die reis te voltooi en uiteindelik by hulle bestemming aan te kom. Liewe gemeente, hierdie verhaal van die ganse het my nogal geïnspireer en een van die eerste goed wat ek om myself gevra het is, as ganse so mooi kan saamwerk om 'n doel te bereik, om by 'n plek uit te kom. Dit is ons as mense ook so samewerk, dat ons ook so saamwerk en met mekaar uitkom. En ek dink as ons eerlik is met mekaar, wat ons mekaar sê, ons gee nie altyd vir mekaar om soos hierdie ganse. Inteendeel, ek wil waag om te sê, ons leef in 'n wêreld wat al hoe meer vir ons sê, jy het nie eintlik ander mense in jou lewe nodig nie. Jy kan op jou eie regkom. As jy nie genoeg geld het en genoeg middele tot jou beskikking, hulpbronne, kan jy vandag se eeu kan jy ver kom op jou eie. Jy kan aangaan op jou eie. Jy het nie ander mense nodig nie. En as ons op ons geskiedenis dink van die mensdom, selfs wat op die oomblik in lande gebeur met oorlog en al sulke goed, dan wil ek sê, dalk is die ganse ons 1 of 2 voor. Dalk moet ons 'n bietjie 'n les leer ook by hoe die Here die natuur geskep het en hoe diere mekaar ondersteun en mekaar help. Teendeel, ek wil 'n ander beeld gebruik. Ek onthou, lank terug was ek in 'n Bybelstudiegroep met 'n onderwyser en hy, as ek hom vra was die week, want hy altyd gesê, nee, die kinders het weer 'n hoendermentaliteit. Nou praat ek ook met sy mond uit, maar blykbaar het hy ook op die plaas, dit was 'n plaasboer ook, hy het geboere en skool gegee, het hulle hoendertjies gehad. En hy het 'n hokke met kuikentjies gehad. En hy sê altyd, hy dink kinders het 'n hoender of 'n kuikent mentaliteit, want hy sê dit so hok met kuikentjies. Gebeur het partykeer dat daar 'n kuikentjie is wat of iewers ter hak en seer kry of 'n vlekkie skeer of nie lekker is nie. En blykbaar, en jy kan al daai tyd vir my kan sê as dit glad nie so is nie, maar ek weet dat dit so is. As daar nou 'n kuikentjie in so 'n hok is wat loei of wat seer gekry het, dan kom al die ander kuikentjies en hulle pik hy kuikent totdat hy letterlik dood is. En hy het vir my gesê, maak ons maar hartseer partykeer in hierdie laerskool waar hy is 'n kombineerde skool met die kleiner kinders waarmee hy werk, beleef hy dat mense ook partykeer so is. As een dan val, dan pik ons, boelie, trap, totdat daardie persoon uiteindelik heeltemal moedeloos uitgeval het en weg is. Voel vir my partykeer leef ons in 'n tyd wat ons sê, elkeen vir homself en die duiwel vir die res. Nou as dit enigstens waar is, en ek dink dit is nie altyd so nie, dan wil ek vir sê, dit is definitief nie iets wat ons uit die woord van die Here uitkry nie. En ek wil vandag juist dan nou Efesiërs leer, in die agtergrond van hierdie ganse, ek dink waar Paulus vir die gemeente in Efese probeer sê, hoe gelowiges met mekaar werk, hoe ons, en dis ek en jy, kinders van die Here, geroep word, om op hierdie reis, op hierdie lewe aan te gaan met mekaar. Efesiërs 4.
Net voor ons saam lees, veral in Efesiërs 2, die van julle wat die Pinksterdienste bygewoon het, sal sowieso van onthou, praat Paulus baie oor die twee groepe, die groot groepe in die vroeë kerk, die Jode en die nie-Jode nie, en hoe die Here hulle almal nou by mekaar voeg as kerk uitgekies, geroep om die evangelie uit te leef, om vir die Here te leef en om die evangelie te gaan uitdra. En dan gaan hy verder bou hy op hierdie gedagte as hy in Efesiërs 4 sê, daarom spoor ek julle aan. Nou oor hierdie spoor aan wil ek net sê, is interessant, ek het 'n paar kommentare oor dit gelees. Dis mense wat sê, jy moet mens nie dink, ek poor jou 'n bietjie aan om dit te doen nie. Paulus is nogal eintlik streng hierso. Hy sê eintlik vir hulle, dit moet julle doen. Dis 'n imperative, beteken, dit is wat van jou verwag word. Dit is wat jy moet doen. Spoor julle aan, ek, wat terwille van die Here in gevangenis is, Paulus is in die tronk op die oomblik as hy die brief skryf, om te leef sodat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Hoor nou hoe, deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld in liefde te verdra en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede. Een liggaam, een Gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Maar aan elkeen van ons is 'n genadegawe geskenk, soos Christus dit uitgedeel het. Net tot sover wat ons vanoggend saam lees. Paulus begin deur te sê dat hy self 'n gevangene is. In ander woorde, hy self het uitdagende tye. En dan spoor hy die gemeente aan, of beveel hy hulle eintlik om te sê, maar by julle wil ek hierdie volgende goed hê. Behoort hierdie volgende goed te wees. En die eerste is dat hy praat oor die roeping waarmee julle geroep is. En die gedagte van die roeping is tweeledig. Die een is dit 'n manier om vir Paulus in hoofstuk 2 en die vorige hoofstukke te sê, julle is dalk Griek en Romein en Ethiopiër en wat ook al. Julle kom uit verskillende plekke uit, julle doen verskillende goed. In daai tyd weet ons daar was taalstryd want almal het in dieselfde taal gepraat nie. Julle is dalk verskillende mense. Vandag se tyd sou ons sê een is afgetree, een is 'n dokter, een is 'n onderwyser, een is 'n vakman. Hy sê maar julle roeping, die Here het julle almal geroep en dit maak dat julle almal nou een is in julle roeping. Ander woorde, ons kan nou sê hier vandag, ons is verskillende mense, ouderdomsgroepe, ons kan die G-kinders op intrek. Maar as ons vir mekaar sê, ons doel is om van hier af te stap tot by Rosepark, dan maak dit nou nie saak hoe oud jy is of wie jy is, jy gaan dalk moeiliker loop en makliker loop, ons almal weet, dit is nou wat ons moet doen. En dis wat Paulus sê, julle het nou een roeping, wat die verskille van julle so bietjie die angel daarvan uittrek, en julle saamvoeg as 'n span, 'n liggaam of mense wat saamwerk. Maar die ander ding wat hy hier baie uitdruklik sê is dat hierdie roeping gee rigting. Ander woorde, hoor mooi, hier is mense wat in verskillende rigtings gespat het, verskillende goed gedoen het en hulle het tot bekering gekom en die Here het hulle bymekaar gesit. En nou sê die Here, jy kan nou nie meer op jou eie vlieg nie. Ek gee nou 'n rigting. En ek gee hierdie rigting vir al my kinders. Almal in die gemeente in Efese het rigting gekry om na 'n plek toe te beweeg. So Paulus trek eintlik net saam, en ander mense het verskil oor, en hy sê, julle is nou hier saam geroep en daar's julle rigting. Julle is geroep na 'n rigting. Nou, as ek nou hier sou staan of iemand daar die vierkant sou staan en sou roep en almal soontoe sal roep, dan sal julle weet almal sal uit die banke uit soontoe beweeg. En dis iets van dit wat die Here hier deur Paulus probeer sê. Julle het nou een roeping. Ons het rigting. Dis geen rede vir ons om elkeen in ons eie rigting te spat nie. Paulus sê hierdie roeping het julle mekaar gesit. Die roeping waarmee julle geroep is en waarvoor julle waardig is.
Ander woorde, almal kan dit doen. As ek nou so sê, ons stap Kaapstad toe, dan sou meeste van julle ek dalk in Kluisfontein sê, ek is uit. Maar as ek sê ons stap buitentoe, dan kan ons almal dit doen. So die Here sê ook hierdeur, hierdie roeping, hierdie rigting, hierdie afstand wat ons moet aflei, die rigting wat ons moet gaan, is vir almal moontlik. Almal kan dit doen, ons is waardig om hierdie roeping te kan uitleef. En dan, die tweede vraag, goed, as ons 'n roeping het, en as 'n mens, Efesiërs lees hierdie roeping, baie prakties konkreet is, jy is geroep, om as 'n nuwe mens, 'n kind van die Here, in die wêreld 'n verskil te gaan maak, die evangelie te gaan uitdra. Dis ons roeping. Die rigting waar ons gaan. So as ons dan die roeping het en ons mekaar sê ons beweeg in dieselfde rigting, dan is die volgende vraag wat mense gaan vra is, as ons dan nou aan beweging kom, hoe doen ons dit? Hoe gaan ons met mekaar te werk terwyl ons hierdie roeping uitleef? Gaan ons, as ons dan nou hier af stap, Roosevelt Hospitaal toe, mekaar triep, soos my kinders sê, mekaar stamp, gaan ons beklei oor wie eerste is, gaan ons die persoon wat ek nie van hou nie voor 'n kar stamp, of gaan ons op 'n ander manier in hierdie rigting beweeg? En hoor mooi, hoe sê hy dit uiteindelik as hy praat oor hoe ons met mekaar werk, deur mekaar om so te leef dat julle roeping waarmee julle geroep is waardig is, deur mekaar met volkome nederigheid, saggeaardheid en met geduld en liefde te verdra en julle daarop toe te lê om die eenheid van die Gees te bewerk. Daai woorde sê dat op hierdie pad is ons vir mekaar goed. Nederigheid, saggeaardheid, geduld en liefde. As jy so reis in nederigheid, saggeaardheid, geduld en liefde, dan beteken dit jy is goed vir die persoon wat langs jou is. Jy gee om vir daai persoon. Nederigheid, jy beklei nie oor wie voor is en wie eerste is nie. Saggeaardheid, ons werk sag met mekaar, ons gaan mekaar nie stamp en stoot, en skop op die pad nie. Geduld, ons gaan mekaar met geduld verdra en ons toelê om ons eenheid by mekaar te bly. So julle kan hoor, wanneer ons in hierdie rigting beweeg, wanneer ons roeping begin uitleef, dan is dit nie 'n gestamp en 'n stoot nie. Dis 'n liefdevolle beweging in die rigting wat die Here wil hê ons moet gaan. In hierdie gedeelte dan ook, spreek Paulus die vraag aan, hoekom? Dominee, hoekom kan ek nie net op my eie aankarring nie? Hoekom moet ek nou saam met mense werk? Ek hou nie van mense nie, ek hou nie daarvan om saam te werk nie. Een van my kinders sê, hulle hou nie van groeptake nie. Dis nie dink nie, ek wil my eie ding doen. Oor die antwoord daai vraag, dan sê hy, want ons is een liggaam, een gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is. Een Here, een geloof, een doop, een God, van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Die rede waarom ons saam beweeg, 'n rigting en 'n gesindheid deel op hierdie reis, is omdat, eerste plek, en dit is interessant, vandag is dit 3-eenheid Sondag, wat ons bietjie daaroor nadink ook, en Paulus het verduidelik, dan gebruik hy die 3-eenheid. Ons begin by die doop en sê, ons is almal gedoop in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Dis een van die goed wat hulle in die Noord-Kaap sou gesê het, as jy nie in daai 3 name gedoop is nie, dan die doop nie gevat nie. Dis belangrik, Vader, Seun, Heilige Gees. En as hy sê, ons is een Vader, dan gaan dit daaroor dat ons is almal familie. As jy dieselfde pa het, dan beteken dit of jy nou daarvan hou of nie, is jou boetie, is jou sussie,
Ons verstaan iets waarvan dat ons familie nie noodwendig altyd van hou nie, maar dat dit ons familie bly. Ons almal het 'n oom of 'n tannie of 'n boetie of 'n sussie, wat wanneer ons hulle sien of saam met hulle iewers is, dan dink ons, waar kom jy vandaan? Net jy die verkeerde van, maar dit bly 'n boetie. As Paulus sê een Vader, dan beteken dit ons is familie, beweeg saam. Ons is dieselfde Vader. Sy praat van een Here. Die Here in die Grieks is Kyrios, dit beteken meester, beteken die een wat in beheer is, die Here. Ons het nie elkeen, en ek sê dit met respek aan 'n baas. Die een wat voorvat hier is die Here. In die Pinkster sê jy onthou met 'n voorbeeld van die boot gehad, en ons sê die boot het nie 'n stuurwiel nie, hy het 'n seil. Die een wat die boot stuur is die Here. En daardie Here is die Here van ons almal. Ek kan nie sê Christus is my Here en jy sê Jesus is my Here of wie ook al is my Here nie. Ons het dieselfde Here. Paulus sê omdat jy dieselfde Here het, hoe kan jy dan sê ek luister vir iemand anderster? Ons luister almal na die Here. Hy is die hoof. Hy is die een wat die hoof is van ons roeping. En dan die Heilige Gees, een liggaam en gees. Die Heilige Gees is die een wat ons saamdring. Julle sal onthou met Pinkster, waar daar nie saam op die boot gekom, waar die samehorigheid gekom, waar die evangelie verkondig en die Heilige Gees mense aangeraak is en gesê het, jy is nou deel van 'n span vir die Here, om te gaan die evangelie uitleef, vir die Here te gaan werk, en vir die Here te gaan leef vir sy kinders. So die Heilige Gees bind ons saam. Ek wil amper waag om te sê, die Heilige Gees is daai wind van voor, of die wind wat ons herinner, ons is nou besig om so 'n bietjie weg te beweeg van dit waartoe ons op pad is, en ons weer terug te bring na waar ons moet wees. Liewe gemeente, so in die agtergrond van die teks, in die beeld van die ganse, is die vraag nou, hoe, as ons ding is kerk of gemeenskap van gelowiges, hoe sal ons lyk as ons iets by die ganse leer en iets hoor daarvan, waar ons in 'n wêreld die boodskap kry, jy kan op jou eie aangaan, maar die woord van God uit hoor, is nie gemaak om soos 'n eil op 'n klei te sit en jou eie ding te doen. Ons is gemaak vir gemeenskap. Hoe sal dit lyk as ons dit uitleef? En hoe sal dit lyk as ons dan nou die beeld van die ganse gebruik? Ek dink die eerste belangrike ding is, ons sal saamwerk. En ons sal nie elkeen ons eie ding wil doen. Dit is eintlik iets wat die wêreld al lankal besef het. Op jou eie, of dit nou rugby of sokker of wat ook al is, kan jy nie so ver kom as wanneer jy as 'n span werk. En dis in die kerk en in ons geloofslewe ook so. Ons is geroep om saam te werk, om nie elkeen sy eie rigting in te gaan. En ons vra baie keer, wat is die regte, wat is die verkeerde ding, doen ek die regte ding, doen ek die verkeerde ding? Dat ek bewaag om te sê, as jy in 'n rigting beweeg en jy sê, dis die rigting wat ons beweeg, en jy sou begin om jou eie ding te doen, dink aan daardie een ding, sou jy daai weerstand voel, en sou jy terugkom en sê, nee, ek besef nou, ek beweeg in die verkeerde rigting, ek ben die verkeerde ding besig. Daar iets daarin om te sê, ons beweeg saam, wat jou help om ook in jou eie lewe te weet wanneer jy die pad byste raak en probeer op jou eie dinge te doen wat jy nie moet doen nie. Ons sal saamwerk en ons sal verder kom as wat ons elkeen op ons eie probeer om as kinders van die Here in hierdie bitter moeilike wêreld te gaan getuig en te gaan leef. Jy sal weet wanneer jy die groep uit beweeg, jy sal nie sommer net uitval nie, en ons sal weer te maak. Ons sal weer te maak om voor te vlieg. 'n Ding wat ek optel en by skole ook, waar enige organisasie of plek waar mense betrokke is dat ons sukkel om mense te kry wat sê, ek sal dit doen. En ek dink daar's 2 redes daarvoor, veral. Drie redes daarvoor. Een is ons regtig baie keer besig om ons eie ding te doen. Ons het nou vir mekaar gesê, dis nie waarvoor ons geroep is nie. Maar die tweede ding is baie keer, wanneer ons voorvat met iets,
by die kerk is of selfs by ander plekke waar ons as gelowiges sê, ek stap voor want ek stel 'n voorbeeld, dat ons nie die ondersteuning kry wat ons behoort te kry van die wat agter ons is. Weet julle wat beleef ek by mense wat ek nie by die gaanse gehoor het nie? Dat daar is baie gepraat van agteraf, maar dikwels is ons baie kritiserend oor die mense wat voorvat. En daar is niks wat iemand so demotiveer, so moeg maak, as jy bereid is om voor te vat en jy weet jy is nie perfek nie en jy weet jy kan nie alles reg doen nie, maar jy sê hier is ek wil vir die Here werk, ek sal voorvat en die mense agter jou begin praat, maar dan sê die Jesus is agter jou en hulle sê, "O, net nie meer jy nie. Ons gaan dit glad nie maak nie, jy doen dit nie reg nie. Jy vlieg nie vinnig gevloeg nie, jy is nie reg nie, jou vlerk is nie reg gespan nie, jy gaan dit nie maak nie." Julle ken daai kritiek wat ons vir mense gee wat voorvat en voorbeloop. En dan wonder ons hoekom wil niemand dit doen nie. Dit is geroep wanneer iemand sê ek sal voorvat om te sê, "Yes, ek is daar vir jou. Weet jy wat, as jy moeg raak, bel my. WhatsApp my, dat weet my. Ek gaan jou help, ek is daar om te ondersteun." As iemand nie weet, is iemand agter my wat my help nie, dan wil niemand die wat voorvind. En dan gaan ons almal ons eie rigting in vaar, en dan gaan ons nooit uitkom waar ons moet uitkom, waar die Here ons wil gebruik. Die tweede vrees wat ek dink daar is dat wanneer jy voorvat en voorvlieg, dat jy bang is dat niemand by jou gaan oorvat. En ek wil wees, ek is nie in die kerk, ek praat met mense in die skole betrokke is en so, maar jy is bang as jy nou daar voorvat, jy gaan daar voorvat tot jy uitpaas en val, en dan gaan iemand dalk sê, "Oké, nou is niemand nie, nou moet ons dit doen." Mense is bang, want te veel keer gebeur het ook in die kerk, dat jy voorvat, en mense jou selfs partykeer aanmoedig om aan te gaan, en as jy sê, ek is moeg, dan sê almal, as jy almal te hoor, jy is moeg, sterkte, klap maar 'n bietjie harder, kry net jou kop reg, in plaas daarvan om te sê, die regtig hoef is, weet jy wat, ek het nou lank in jou slipstream gevlieg, ek is bereid om te vat. Maar as ons nie die bevestiging het, dat wanneer ek sê, ek het aan my kant gebring, jy gaan my vat, en dan gaan ek dit doen, en kan ek sê, die kerk lê vol lyke, van mense wat voorgevat het, en hulle loop dit is aan iemand anders nie, en hulle het geval. Dan is dit moeilik om weer voor te vlieg, want dan is daar 'n tamheid en 'n moegheid wat jou allergies maak vir enige lyding, enige plek. En dan ook, wil ek sê, ons hoor dit in die woorde wat ons nou gesien het, nederigheid, sagmoedigheid, geduld en liefde. Dat ek is nie altyd seker wanneer iemand seer kry op hierdie reis, en mense kry seer, meer as wat ons verlig. Dat daar genoeg van ons is wat bereid is om te sê, ek gaan bietjie by jou kom sit. En ek gaan by jou bly totdat jy beter is, totdat jy weer kan opklim, opstaan en aangaan. Te veel keer as iemand uitval en sê, ek het geweet, jy is nie fiks nie, jy kan nie vlieg nie, wat. Terwyl dit lyk vir my, asof die Here ons beveel, ek wil nie sê net eers aanspoor die beveel, om in liefde, in 'n gees van liefde en nederigheid en saggehaardheid te sê, wanneer iemand in hierdie reis seer kry en pyn het en val, dat ons nie soos kykentjies pik nie, maar dat ons soos een sal kan sê, jy het die gawe om met so iemand te werk, gaan, ons maak jou los, gaan sit by daai persoon, vertel vir ons wat het gebeur, totdat ons weer by mekaar kom. Ek wil afsluit met twee goed. Ek het in die Pinksterreeks gesê,
Dit is duidelik uit die vroeë kerk. 'n Gemeente wat nie saamwerk nie, kan nie groei nie. En onthou, ons groei nie vir onsself nie. Ons groei nie net om banke vol te sit of te sê ons het dankoffers gekry nie. Ons groei om uit te gaan in die wêreld en 'n verskil te maak. Maar ek wil dit weer sê, 'n gemeente wat nie saamwerk nie, kan nie groei nie. Ons gaan baie verder kom as ons elkeen sê, hier is ek is beskikbaar, ek wil help, ek sal voorvat, en hoe meer daar is wat vlieg en voorvat, hoe minder gaan mense moeg raak, want hoe meer daar is, hoe meer kan ons wissel en sê, hierdie jaar vat jy, hierdie jaar is jy voor. En dan wil ek vandag net 'n bietjie bysit en te sê, ons gaan soveel verder kom wanneer ons saamwerk. Ons is geroep, ons spreek baie mooi oor, ons is geroep, die aard van ons roeping is om saam te werk. En ja, dit is moeilik, en ja, mense irriteer jou soms, en ja, dit is baie keer makliker, party mense is 'n persoonlikhede in die hulle lewe om 'n ding self te doen, maar in ons wese, kerkwees, beteken, ons beweeg, ons is geroep saam, ons beweeg in dieselfde rigting, en die Here wil ons gebruik. Die gedeelte wat Paulus hier skryf is hy baie prakties, en ek wil dan ook nou prakties raak en daarmee afsluit om te sê, ek wil jou uitnooi om hierdie week net te gaan bid. En al wat ek vra is een ding. Gaan vra net vir die Here, waar kan ek in hierdie gemeente, of as jy in 'n ander gemeente is, of selfs waar ook al jy is, waar kan ek my gawe uitleef? Waar is dit wat ek ook wil inklim? En jy hoef nie heel voor in te klim nie, asseblief. Ek dink in elk geval jong gaanse sou waarskynlik agter begin en leer hoe dit gaan. Maar net om te sê, kom, ek het iets, en die laaste vers, elkeen van ons te genadegawe geskenk, baie belangrik, dit beteken elkeen van ons hier, het iewerster 'n plek waar jy kan sê, ek kan ook hier voorvlieg en 'n verskil maak, terwille van die koninkryk, terwille van die Here. So ek wil jou uitnooi hierdie week, ek het met julle net gepraat, ons gaan sommer net 'n WhatsApp uitstuur met al die goed wat op die oomblik in die gemeente aan die gang is. En as jy dan nou 'n plekkie sien waar jy sien, ek kan doen, of ek wil graag leer, of ek wil dit sommer help, of een keer 'n jaar net met die bazaar help, dan wil ek jou uitnooi om te sê, hier is ek. En ek wil waag om te sê, as ons dit kan regkry in ons gemeente, elkeen net iewers te sê, hier is ek, is bereid. En ons volgende jaar terugkyk en ons kan sê, ons het verder gekom as ons ooit gedink het. Die Here het ons meer gebruik as wat ons ooit verwag het. En kan ek laastens sê, soos kerk, gelowiges, hier in die erediens en daar buite is geroep om nie soos kykingies te wees en te pik nie, maar om soos gaanse te wees en saam te werk, sodat die Here kan uitkom by die plekke wat hy ons eintlik heen stuur, terwille van sy evangelie en sy woord. Amen. Ons gaan nou staan en die laaste lied sing, en dan bly ons staan vir die seën. Dit is Ina lied 532 vers 1 en 3. 532, dis die volgende laai dat ek dan nou as vers 1 en 3. Thank you.
saam die evangelie te bring, saam te werk. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees ons saambind deur sy Here se teenwoordigheid. Amen.